as kinders van die Here. Want weet baie keer dan dink ons is nie geleerd nie, ons is nie teoloog nie. En vanoggend wil ek bietjie stil staan in die volgende paar weke. Die van die wat dit nie wil mis nie, by die 11 uur diens kom The Jews for Jesus, gaan hulle bietjie praat oor die tabernakelfees. Ek wil glad nie u 'n Jood maak nie. Dis my belangrik want dis binne in die Ou Testament en dit het baie verwysings na die Here Jesus Christus. Ongelukkig kon hy dit nou nie by die Afrikaanse diens maak nie, maar die broer kom by die 11 uur diens, so hy is baie meer as welkom as hy wil terugkom om dit te kom ervaar en waaroor hy gaan praat oor en veral hoe hulle werk onder die Jode en hulle is messiaanse Jode, beteken hulle het tot bekering gekom, hulle glo in die Here Jesus Christus, hulle glo in die opstanding en so werk hulle dan onder die Jode, besonder onder die Jode. So hulle gaan hierso wees by die 11 uur diens, so hy is meer as welkom. Amen. Maar nou voor ons daarby kom, vanoggend wil ek praat bietjie oor eskatologie. Dit beteken dit wat oor die eindtyd gaan. En ek dink wanneer ons sosiale media, wanneer ons die TV aansit, wanneer ons wat ook al aansit op Facebook, is daar een ding wat heeltyd konstant na ons toeskree. Ons lewe in die laaste tyd. Ek weet nie of jy dit al gesien het. Elke tweede post gaan oor eskatologie. Amen. En nou is my vraag vanoggend as kind van God. Die van die wat nie 'n blaadjie gekry het nie, steek dit die hand op, ek weet nie of waar nog is nie, maar ons sal definitief vir enetjie gee. Nou wil ek hê, hoe moet ek dan as kind van God deur hierdie storms van die eskatologie deurgaan? Dis my die belangrikste feit is dat, hoe navigeer ek? Amen, die van al wat al ooit 'n kompas gebruik het, amen, hoe navigeer ek deur hierdie lewe met eskatologie? Waarna luister ek, wat sien ek? Hoe moet ek dit ervaar as kind van die Here? Want dit is vir my so belangrik. Vanoggend voordat ek begin, wil ek sommer 'n introduction doen van eskatologie en 'n spesiaal hoe ek en u dit moet ervaar as kind van die Here. Want daar is soveel manne en vroue wat soveel dinge sê oor die eindtyd. En dit is so 'n bekommernis. Dis my bekommernis hoe ons dit ervaar as die kerk. Weet jy hoekom sê ek so? Want ons het jong mense. En baie keer met eskatologie is die probleem dat ons maak die kerk swak in plaas van sterk. Hoekom sê ek so? Want as jy my seun vandag moet vra van eskatologie, gaan hy sê, pa, hoekom moet ek swak? Amen? Julle verstaan wat ek bedoel? Dis hoe ons as 'n kerk omgaan met as eskatologie. Want anders gaan baie van die vir my volgens sê, maar hoekom moet ek 'n pensioen nodig? As Jesus dan môre kom, hoekom moet ek belê? Hoekom moet ek kyk na die aarde? Hoekom moet ek kyk na die natuur? Hoekom moet ek kyk na al die dinge wat die Here ons toevertrou het as hy dan môre kom? Kan jy verstaan hoe swak dit soms die kerk maak? Want ons is so geneig om te kyk na die dinge wat op pad is, dat ons heeltemal moed verloor oor die dag van vandag. Want uit hier kom die Here Jesus Christus. Ek hoef nie te worry oor trou nie. En daarom is dit vir my belangrik dat ons as 'n kerk weet hoe met eskatologie om te gaan. Anders, my broers en susters, gaan ons jong mense soos broer Marius, broer Jacques, wat vertel ons vir ons kinders wanneer hulle vir ons vra, maar Jesus kom dan môre? Halleluja! Want jou kind gaan weer sê, hoekom moet ek skool toe gaan? Jesus kom dan môre. En die kinders sien hierdie dinge elke dag. Hulle sien dat die eindtye is hier. En ons preek dit en ons praat dit en ons doen dit. En ongelukkig is die hartseer ding, is dat ons is besig om 'n samelewing saam te stel. Hoor my mooi. Wat besig is om swak te raak vir die toekoms. Want hoekom moet jy spaar? Hoekom moet jy leer? Die Here Jesus Christus kom ons. Halleluja! En as baie van die ou mense, wat sê my kind, jy moet weet, Jesus kom môre, ja? En wat van jou kind se toekoms? Wat van jou kind se vooruitsigte? En dis hoekom ek vanoggend vir julle sê, hoe deel ek daarmee as kind van die Here? Hoe deel ons daarmee as 'n kerk, wanneer ons praat oor eskatologie? Amen. Dis wat ek wil doen vanoggend, dis 'n inleiding. Dis 'n inleiding van hoe moet ek hiermee hanteer wanneer ek met my kinders sit, wanneer ek met my kleinkinders sit. Want anders gaan hulle geen toekoms hê nie. Halleluja. Want aan een kant wil jy moet hardleer, maar die volgende een preek en wanneer is die eindtyd? Jesus kom, né? Halleluja. Nou hoe deel ons daarna mee? En wanneer ons kyk na die eindtyd, gaan ek volgens vir die 7 gedagtes vinnig deel van hoe ons moet omgaan as die kerk
oor eskatologie. Amen. So die eerste ene wat ons altyd mee vind, as jy ooit verdwaal raak oor die tweede koms van die Here Jesus Christus, is daar een boek in die Bybel wat jy aan moet vashou. Markus hoofstuk 13. Amen. En dis hoekom ek dit daar gesit het. Markus hoofstuk 13 deel die Here Jesus Christus oor die eindtyd. Amen. Nou, u sal sien, heel aan die einde, ek wil sommer van die einde af na vorentoe gaan. So wanneer ons in die volgende paar weke gaan praat oor eskatologie, dan is dit regtig nie my begeerte om vir u bekommerd te maak nie. Okay? Maar ek wil hê u moet ook weet. Ek is so bly ons het baie van die VIP's, want as jy iets wil weet oor die eindtyd, en van Daniel se beeld, waar is al ons VIP's? Jy vra net vir hierdie manne en vrou. Hulle sal jou vertel wat in Daniel aangaan. Want vir week het ons gepraat oor die boek Daniel. Die ander boek waarna ek nie gaan kyk is die boek van Openbaring. So ek gaan 'n paar gedagtes aanhaal oor die eskatologie, waarom die eindtyd gaan, sodat u weet. Jy sien, dis die wonderlike ding van die Here. Die Here laat ons nooit alleen nie. Amen. Hy het vir ons vertel waar ons vandaan kom, en hy vertel vir ons waarheen ons gaan. Amen. Ons is nie in die duister nie. Maar hoe moet ek dan omgaan? Nou gaan ek gou vir 'n bietjie die skrif lees. Wat sê die Here Jesus Christus aan sy disippels? En ons begin by Markus 13 vanaf vers 24. Hy sê, maar in daardie tyd, na hierdie verdrukking, sal die son verduister word, die maan sal nie skyn nie, die sterre sal uit die ruimte val, en die krag van die hemelruim sal ontwrig word. Dan sal die mens, die seun van die mens in die wolke sien kom, met 'n groot krag en majesteit. En dan sal hy die engele uitstuur om sy uitverkorenes bymekaar te bring, uit die 4 windrigtings van die een kant van die aarde af tot by die ander kant. En dan lees dit van die vyeboom as 'n voorbeeld. Wanneer sy takke al sag word en hy blare kry, weet julle die somer is naby. So moet julle ook weet, wanneer julle hierdie dinge sien, gebeur, weet dat die tyd naby is voor die deur. Dit verseker ek julle, nog 'n leeftyd van hierdie geslag sal dit alles gebeur. Die hemel en die aarde sal vergaan, maar sy woord nooit nie. Maar niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie, selfs nie as die engele in die hemel nie, ook nie die seun nie, net die Vader weet dit. Wees op julle hoede, wees waaksaam, omdat julle nie weet wanneer die tyd daar is nie. Dit is soos 'n man wat ver weg gegaan het en sy huis onder beheer van sy slawe gelaat het. Hy het vir elkeen sy werk gegee en 'n deurwagter beveel om waaksaam te bly. Bly dus waaksaam, omdat julle nie weet wanneer die huiseienaar kom nie. In die aand of die middernag of met die hanekraai of môre vroeg. Sodat wanneer hy onverwags kom, hy julle nie aan die slaap kry nie. Want ek sê vir julle, ek is vir almal bly waaksaam. Amen. Hoor wat sê in Lukas 19, en baie van ons ken hierdie gedagte van die persoon, en naamlik die heerser wat dan die talente uitdeel, in Lukas. En hy sê, wanneer hy terugkom, dan verwag hy dat hulle besig sal wees om te werk, om te ploeg. En die eerste gedagte wat ek wil hê, jy moet verstaan vanoggend as kind van die Here, is dat ons moet lewe in die opstanding van die Here Jesus Christus. Amen. Ons lewe nie in die verlede nie, ons lewe nie in die toekoms nie, maar ons lewe vandag. En ek lewe in die opstanding van die Here Jesus Christus. Wanneer ons bid, wanneer ons wandel, wanneer ons krag ontvang, dan sê die Here vir ons lewe in die opstanding. Christus is nie dood nie. Amen. Amen. So wanneer ek vandag werk, en ek wil dit hartlik uitnooi, my broer en suster, is dat, en ons kom nou by al hierdie gedagtes, is dat ek en u sal lewe in die opstanding. Soveel kinders van die Here is so besig om in die toekoms te lewe. As ek net eendag dit het, as ek net dit kan doen, as, kan ek vandag nie meer sê, my ouma het altyd gesê, as is verbrande hout. Amen. Het jy al daai gesegde gehoor? So ek wil jy moet vanoggend weet as kind van die Here, moenie dat 'n deel van die woord eendag as wat? Lewe nou, lewe vandag. Jy het jou kinders saam met jou, jy het vriende, jy het familie, jy het die kerk. Lewe saam met hulle vandag. Werk saam met hulle vandag. Moenie vir my vanoggend sê eendag nie. Eendag wat? Môre is ons dood.
Weet jy, so hartseer gisterand, toe kry ek 'n boodskap toe by die huis kom na 'n troue, dat een van ons derde moderators, pastoor Janie Kalen, het 'n hartaanval gekry. Hy lê in die hospitaal, hy het een van die grootste dinamiese gemeentes in hierdie kerk. Oor die 800 mense wat op 'n Sondag bymekaar kom. Jy sien, ek het nie vanoggend besef dat dit is so belangrik dat ons vandag as kosbaar besef. Dat ons vandag nog steeds kan doen wat ons kan doen vir die Here. En nie eendag nie. Nie eendag as die Here Jesus Christus. My pa het altyd gesê as die skippie inkom. Ons gaan dit doen as die skippie inkom. Het julle dit al gehoor? Amen. Net so wil ek vanoggend vir julle sê, moenie wag totdat dit eendag op die tafel kom nie. Doen dit vandag. Amen. Deel dit vandag, werk vandag, want ek weet nie wat die dag van môre inhou nie. Amen. Maar soveel kinders van die Here is so vasgevang op die tekens en die tye van eskatologie, dat hulle vergeet om vandag te lewe. Dat hulle vergeet vandag om lief te hê. Dat hulle vergeet vandag om te gee. Dat hulle vergeet vandag om te werk. Ons sal môre dit doen. Skryf dit aan. En ek wil vir julle sê, mag die Here ons besig vind met die werk van die Here. As hy kom. Ek onthou baie jare terug, week na week, ek was 'n jong man, toe die ervaring gehad het dat die Here Jesus Christus met my gepraat het oor om in die bediening te gaan. Toe raak ek verlore in hierdie eskatologie. Ek het dit tot gepreek by die skool, as ek 'n mondeling moes doen. Het ek nie gepreek oor dit sien daadjies nie. Ek het een ding gedoen, eskatologie. Jesus is op pad. As 16 jaar oud en wat het ek meer geweet as 80% van die gemeentelede oor die eskatologie. As jy my gekry het, het ek my boeke gebestudeer, want die anti-kris gaan openbaar word. En is dit nie snaaks so dat elke jaar en elke eeu verander nie? Wanneer daar 'n gebeurtenis in die wêreld is, dan hou mense daaraan vas. As dit nie hierdie ou is nie, is dit daai ou. As dit nie hierdie een is nie, is dit daai een. Weet jy wat gebeur? Ons verloor ons getuienis as 'n kerk. Hoor my vanoggend. Want almal van ons wag al van 1994 dat die Here Jesus Christus gaan kom. Toe dit 2000 was, hier kom dit nou, né? Halleluja. Toe ons begin met die Midde-Ooste se oorlog, hier kom dit nou, Boeta. Jy moet regmaak. Halleluja. En elke keer skuif ons die kerk hierdie parameter. Ek het al gehoor dis 'n kerkie landsland wat sê 2025 kom die Here Jesus Christus. Amen. En weet jy wat is so snaaks? Die kerk begin dit vertel. En almal begin dit vertel. En almal sê vir jou, "Wow, kry jou dinge reg." Maar ek wil vanoggend vir julle sê, lewe in die opstanding van die Here Jesus Christus. Amen. Lewe elke dag. Okay, ons kom daarby. Kyk wat sê in volgende Markus 13 vers 5 en 6 en dan 21 tot 22. Jesus antwoord hulle en begin sê: "Pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê ek is, en julle sal baie mense mislei. En as iemand dan vir julle sê kyk hier is Christus of kyk daar, moet dit nie glo nie, want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan en hulle sal tekens en wonders doen, as dit moontlik was ook die uitverkorenes te mislei." Weet jy wat bid ek vir u? Is dat u lewe 'n lewe van onderskeid sal wees. Hoor my vanoggend. Van onderskeid. Moenie net alles glo wat almal vir jou sê nie. Jesus het self sy disippels gewaarsku. Hy sê daar gaan manne en vroue wees wat julle gaan kom mislei. Amen. Maar kyk 'n bietjie as iemand iets op TikTok sit, dan versprei almal dit. Hulle share dit sommer so met mekaar. Dis mos 'n maklike woord. Share dit so met mekaar. Kyk net wat sê hierdie ou. En ek wil hê jy moet vanoggend besef, bid dat die Here vir die gees van onderskeid sal gee in die tyd waarin ons lewe. Amen. En onderskeid. Weet wat is reg, weet wat is verkeerd. Dis hoekom ek by die volgende paar weke vir julle 'n paar van die tekens gaan deel. En dit waarna ons moet gaan kyk. Maar weer eens, ek wil vir julle sê, hê 'n gees van onderskeid as kind van God. Amen. Moenie net luister na elke Jan Rapp en sy maat. Amen. En weet jy wat die wonderlikste ding? Baie van hulle verkoop kursusse vir jou. Nou as hulle dan dink liewe Jesus kom môre, waarvoor het hy die geld nodig? Amen. Het jy dit al ooit vir jouself gevra?
Hoekom het hy dan die geld nodig as Jesus môre kom? Want hy gaan in elk geval alles hier los. Amen. Daarom is dit belangrik, as jy pastoor, hoe moet dit dan met die eindtyd saamleef? Ons moet elke dag, ek gaan nou dit sê, Markus 13 vers 32 tot 33. Maar van daardie dag en uur weet niemand nie. Ook nie die engel in die hemel, die seun nie, maar net die Vader. Pas op, waak en bid, want julle weet nie wanneer die tyd daar is nie. Nou my broer en suster, ek, as pastoor Johan, kan nie eers vir jou sê wanneer die Here Jesus Christus kom nie. Wie nog daai boete of daai sissa wat vir jou daai ding aanstuur? Die Bybel sê tot die engele weet dit nie. Amen. Halleluja. So wie maak hulle nou so great om te sê dis wanneer die Here Jesus Christus kom? As die Bybel vir my direk sê, daarom punt nommer 3 is lewe vanoggend by die onbekende. Dis okay om nie te weet nie. Amen. Want ek weet ook nie. Ek dink almal van julle gesê pastoor gaan vandag vir ons sê wanneer kom liewe Jesus. Ek kan nie vir jou sê nie. Amen. Ek lewe elke dag met die onbekende. Amen. Want wanneer hy kom, weet ek nie, want die skrif sê vir my so. Amen. Halleluja. Ek weet nie wanneer hy kom nie. Hoor wat sê in Titus. Hy sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn, en leer ons om die goddeloosheid en die wêreldse begeertes te verloor. Ingetoon, regverdig, vroom in die teenwoordigheid, woordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag, van die groote God en die verlosser, die Here Jesus Christus. Wat sê hy? Die salige hoop. Lewe in die hoop dat die Here Jesus Christus terugkom. Dis 'n hoop. Dis 'n hoop dat hierdie Jesus gaan terugkom. So wanneer jy gefeis word met manne en vroue wat jou te nagekom het, sê ek altyd vir jy, vergewe hulle. Hoekom? Want Christus kom terug. Hy's die regter. Hy's die een wat die laaste sê gaan hê. En as 'n kerk is ek opgewonde, nie oor hierdie wêreld nie. Amen. Is omdat die Here Jesus Christus terugkom. My hoop lê daarin. Amen. Waarin is ons hoop vanoggend? Dat daar gaan 'n dag kom, daar gaan 'n uur kom. So wat sê ek vanoggend vir jou as 'n kerk? Hoe moet ons met eskatologie? Jy moet na jou kind sit en sê, my kind, totdat die Here Jesus Christus nie terugkom nie, doen ons wat ons moet doen vir die Here. Amen. Amen. As dit beteken ek werk aan 'n pensioen, as dit beteken ek werk aan my ou dag, totdat wat? Die Here Jesus Christus terugkom. Want hy sê, hy kom terug. Amen. Dis die verskil. Die verskil is dat soms van ons wil lewe elke dag asof hy kom, en dan kom hy nooit en dan raak ons mismoedig. Ek het die moed vanoggend besef, dat die hoop wat ons deel, is dat hy gaan terugkom. Wanneer weet ek nie. So ek werk aan my pensioen, ek werk in die koninkryk van die Here. Hoekom? Want my hoop is in hom. Hy wat gesê het, hy opgestaan, is die een wat weer gaan terugkom. Amen. En daarom moet jou kind dit weet, hy moet nie verstom staan die dag as Jesus terugkom nie. Amen. Want jy moet met hom deel oor die eskatologie. Jy moet met hom deel dat die Here Jesus Christus gaan weer terugkom. Halleluja. Hy moet nie verstom wees, maar wat gaan nou aan? En as ma en pa nie daar nie. Hulle moet weet dat die Here Jesus Christus kom terug. Amen. Maar jy gaan definitief nie jou kind in die voet skiet en sê, my kind, jy weet ongelukkig gaan jy nie trou nie, want liewe Jesus kom môre. Nee? Want ons maak ons kinders, ons maak hierdie jong mense, wat nog wil trou, wat nog wil kinders het, maak ons as 'n kerk moeg. Hoor my vanoggend, ons maak hulle moeg. In plaas daarvan om te sê, kom ons lewe, totdat die Here Jesus Christus kom. Amen. Dit kan nog 10 jaar wees, dit kan nog 100 jaar wees. Jy kan nog trou, jy kan nog kinders hê, jy kan nog ouma en oupa word. Maar prys die Here, hy gaan terugkom. Amen. Kan jy die verskil sien vanoggend? Is dat ons daardie hoop het dat hy gaan terugkom. Wanneer weet ons nie? Maar wat weet is hy gaan terugkom.
En dit is die eskatologie wat die Here Jesus Christus deel met sy disippels. Wanneer hy sê die hoop wat julle het is dat hy gaan weer terugkom. 1 Kolossense 4 vers 16 tot 18. En ek gaan vir julle lees vanaf vers 17 net om die tyd te spaar. Daar sal ons dan in die lewe oor by saam met die wolke teruggevoer word. En die Here Jesus Christus tegemoet kom in die lig. En ons sal altyd by die Here wees. Dan sê vers 18. Hoor wat sê in vers 18? Bemoedig mekaar met hierdie woorde. Wat moet ek en jy doen? Nie die heel dag die prentjie voor die ou Jesus kom nie. Mekaar bemoedig. Dat wanneer ons hand aan die ploeg gesit het, my broer, hou aan. Jesus kom. Amen. Hou aan. Of ek nou môre sterf en of die Here Jesus Christus nog nie teruggekom het nie, ons moet mekaar bemoedig. Amen. Dis die belangrike ding binne die woord van die Here. Hy sê, julle sien dan al hierdie dinge. Wat moet ons dan doen? Bemoedig mekaar. Hou aan. Moenie uitsak nie, moenie opgee nie. Hou aan. En dis hoekom ons hier is vanoggend, om mekaar te bemoedig, om mekaar se hande te vat, om saam te bid en te sê, kom ons hou aan. Amen. Dis hoekom ek hier is. Dis hoekom ek hier is. Sê, Here, ek het die krag nodig, ek het die sterkte om deur hierdie dag te kom, deur hierdie week te kom. Amen. Punt nommer 6. En ek dink almal van ons ken dit, lewe asof die Here Jesus Christus vandag kom. My broers, ek en nie weet nie wat in hierdie week aanhou nie. Miskien is dit die week wat die Here kom. Halleluja. Prys hom. Maar as dit nie is nie, lewe ek elke dag of ek gaan na hom toe of hy kom na my toe. Maar een van die twee gaan gebeur. Amen. Party van ons lewe so asof daar never 'n einde is nie. En dan wanneer jy hoor jou ma of jou pa of 'n familielid is dood, dan is almal geskok. Hoe kan hy doodgaan? Hoe is dan die dood deel van die lewe? Halleluja. Tot en met hy nie kom nie, gaan party van ons vooruit. En ons gaan by die Here wees. Ek weet nie of dit dalk my week is. Weet ook gister hoor van daai pastoor, hy was so jonk en fiks, en met daai foto sien van hom. Hy is aan die go, hy het nie probleme nie, hy het baie geld, hy het baie eiendomme, die Here seën hom, groot skool, alles gaan goed met hom. Maar dalk is dit syne. Ons bid dat die Here hom daar sal deurdra. Maar weet jy wat my broers, wat van my en jou? Vanoggend as kind van die Here. Lewe ons asof ons môre by die Here gaan kom? Of lewe ons asof hy môre gaan opdaag? So lewe elke dag as kind van die Here voluit. Amen. Gebruik elke geleentheid wat die Here vir jou gee. Elke geleentheid om die evangelie te deel. Elke geleentheid om met ander te deel van die Here Jesus Christus. Om elke broer en susters te bemoedig. Om dankie te sê vir jou ma en jou pa wat hier is vandag. Want jy weet nie of jy hulle môre weer gaan sien nie. Amen. Doen die beste wat jy kan. Moenie sê eendag nie. Eendag is te laat. Baie van ons sit hier met gevoelens van, as ek maar net dit kon doen. As ek maar net dat kon doen. Doen dit vandag. Amen. Doen dit vandag. Dan die laaste en hiermee gaan ek afsluit. Dit sê Markus 13 vers 7 tot 10 en ek gaan net vers 10 lees. En die evangelie moet eers aan al die nasies verkondig word. Glory. Hoor wat sê in Handelinge 1 vers 8 tot 11. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as Judea en Samaria en tot die uiters van die aarde. En nadat hy hulle gesê het, het hy opgeneem en terwyl hulle sien in die wolke na hom voor hulle weggaan. En toe hulle nog stip na die wolke toe gaan en kyk, het hy weggestaan daar die twee manne in witklere by hulle. Wat sê Galasiërs manne? Waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat julle opgeneem het, is in die hemel. Sal net so kom soos julle hom na die hemel sien, weggevaar het. En wat sê die laaste? Want jy sien, dit is baie keer wat die kerk doen. Ons kyk so na eskatologie, ons kyk so na die eindtyd. Ons vergeet, wat is die werk van die kerk? Hoor my vanoggend. My werk
as 'n pastoor in die kerk, is nie om heeldag eindtyd te gaan soek nie. Halleluja. Want baie van ons wag wanneer kom Jesus, dat ons vergeet wat is ons werk. En toe hulle so stip na die hemel kyk, sê hulle, waarna kyk julle nou? Wat is die probleem? Gaan aan met die werk. Halleluja. Baie kinders van die Here wil net heeldag staan en kyk op die wolke. En dan sing ons, hier kom hy. Hier kom hy op die wolk. Nou daai wit perd, hier kom hy. Wanneer kom hy? Hy kom, hy's op pad. Kan ek vir u sê, moenie vergeet van die werk wat hy vir ons gegee het. Amen. Want ons moet besig wees met sy werk totdat hy kom. Amen. En party mense is soos hierdie disippels, hulle kyk nog steeds na die wolke, wanneer kom hy? En vergeet om die hand aan die ploeg te sit. Amen. Om die hand aan die ploeg te sit en te besig wees met die werk van die Here. En dis die wonderlike ding vanoggend as kerk. Want hoe moet ek eskatologie ervaar? Ek moet nie heeldag probeer soek na al die tekens nie. Ek moet nie kyk heeldag na die wolke nie. Halleluja. Want almal van ons sien nie die werk raak nie. En hulle wat besig is met die werk sal vir jou sê, daar is te min hande. Amen. Vra my. Want almal is te besig om te sê, Jesus kom. En dan sal jy daai dingetjie aanstuur. Maar weet jy wat? Ons is besig met die werk van die Here. En ons moet besig wees, want hy sê, tot al die nasies nie gehoor het nie, kom hy nie terug nie. Halleluja! Amen. So hoe gaan ek om as eskatologie? Ek moet besig wees in die werk van die Here. En hy sal terugkom as ons klaar is. Amen. Maar meeste manne en vroue, wow! Can you imagine as hy nou kom op die wolke? En elke dag bestudeer ons, wanneer kom hy? Wat is die teken? Sonder om te werk vir die Here. En toe hy opgegaan het, het hy gesê, ek gaan vir julle die helper gee. Daarom is ons werk as die kerk, en jy sal sien, ek probeer so veel as moontlik dat ons as 'n kerk in die omgewing, in elke situasie, elke faset deel raak aan die samelewing met een ding, die evangelie van die Here Jesus Christus. Want Jesus het gekom om mense te red. Om mense te red van 'n ewige hel. En ons as 'n kerk het 'n verantwoordelikheid om hierdie evangelie te deel. En op te hou kyk na die wolke, want hy gaan terugkom. Halleluja. Hy gaan terugkom. Maar besig wees met die werk van die Here. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, vanoggend wil ons vir dankie sê dat U nie die kerk in die duister los nie. Here, maar ons het 'n hoop vandag dat die Here Jesus Christus weer gaan terugkom. Amen. Here, dat daar weer 'n wegraping gaan wees, dat daar weer 'n wederkoms sal wees van die Here Jesus Christus. Maar Here, ek wil bid vir ons as 'n kerk. Here, soms word ons so vasgevang in al die tekens van die tye, dat ons vergeet om nou te lewe. Here, dat ons vergeet om te beplan, dat ons vergeet om 'n toekoms te sien vir ons kinders. En Here, so wil ek bid dat wanneer ons na ons kinders en ons kleinkinders kyk, dat Here, daar is 'n taak om te verrig totdat die Here Jesus Christus kom. En Here, soms raak ons so moedeloos in hierdie wêreld, dat al wat ons wil weet is wanneer U terugkom. En U sê in die woord dat selfs die engele, selfs U, die Seun van God, weet nie wanneer dit is nie. En Here, ek wil vra dat ons vanoggend nooit sal of vergeet die opstandingswerk van die Here Jesus Christus in ons lewe. Here, dankie dat ons vandag hierdie week en hierdie dag kan aanpak in die opstandingskrag van die Here Jesus Christus. Here, ons kan hande op die siekes lê en hulle sal genees. Here Jesus, ons kan bid vir wonderwerke soos wat ons vanoggend gesien het, en U kan wonderwerke laat gebeur. Here, nie een dag nie, maar in hierdie oggenduur. En Here, so wil ek bid dat ons in hierdie gees van die opstanding sal wandel. Want Here, vandag kan U 'n verskil maak. Ons hoef nie te wag tot die Here Jesus Christus terugkom nie.
Maar Here, mag U ons vind arbeiders in die werk van die Here. Sodat wanneer U terugkom, Here, U ons sal besig vind in die werk van die Here. Amen. Want Here, al wat ons ooit saam met ons kan vat, is ons vriende, ons familie, ons kinders en ons kleinkinders. En Here, daarom tot en met daardie uurglas nie leegloop vir die kerk nie, het ons 'n verantwoordelikheid. Verantwoordelikheid om vir ons kinders en kleinkinders en agterkleinkinders te vertel van die Here Jesus Christus. Te vertel dat hierdie Jesus gaan weer terugkom, sodat ons hom sien opvaar. Maar Here, tot en met daardie dag, mag ons gevind word, hardwerkend in die land wat U vir ons gegee het. Dat ons mag ploeg en saai en bid, en die Here vertrou soos nog nooit tevore nie. Want Here, ons weet, U gaan terugkom. Maar Here, ons weet ook so, dat ons het 'n toekoms saam met U. O Here, ons het 'n toekoms. Sê vir U dankie daarvoor in die kosbare naam van die Here Jesus Christus. Here, hulle wat dalk nie seker is vanoggend nie. Dalk nie seker is vanoggend dat sy lewe reg is met die Here nie. Miskien is dit vanoggend jou geleentheid. Miskien is dit jou geleentheid om die Here Jesus Christus aan te neem. Jy's duur gekoop deur die bloed van die Lam. Miskien is daar die uurglas in jou lewe, hierdie geleentheid wat die Here vir jou wil gee, om weer by hom uit te kom. En net daar waar jy is, ek gaan jou vorentoe roep nie. Moenie vanoggend sê, Here, hier is ek. Ek is so verlore. Here, dankie dat U genade oor my is. Dat ek vanoggend weer 'n geleentheid het om reg te maak met U. Want ek weet nie wat die lewe voor het. Ek weet nie of dit dalk hierdie week is wat U terugkom nie. Here, red my siel, red my familie. Net daar waar jy is, wil ek vra, net jou hand opsteek, niemand om rond te kyk nie. Here, U sien vanoggend die hande wat opgaan. Here, en ons wil ons harte en ons lewens regmaak met U. Want Here Jesus, wat ons weet is dat hierdie Jesus Christus kom weer terug. En Here, ek wil vra dat U ons sal ontvou met U liefde en met U genade. Want Here, U sê dat ons met ons mond bely, met ons hart glo, dan word ons kinders van die Here Jesus Christus. Prys die Here. Daarom vanoggend, Here, kan ons deel word aan die koninkryk van die Here Jesus. Dat wanneer daardie basuin geblaas word, wanneer dit ook al mag wees, ons gereed sal wees om met U te ontmoet. Halleluja. Dankie vir daardie geleentheid vanoggend. In die kosbare naam van die Here Jesus Christus. Amen. Prys die Here.